tema van die prediking vanmôre gaan oor die mense tyd en oor God se tyd. Daarvoor gaan ek lees uit die bekende Prediker, die 3de hoofstuk, die eerste 13 verse. Voordat ons dit doen, vra ek net dat ons nou saam sal verenig in gebed. Grote God en Here, ons luister vanoggend ook bidend na die kragtige werking van U woord, soos U dit self vir ons so laat neerskryf het. U het gesê, soos reën en sneeu uit die hemel afkom, en nie daarheen terugkeer nie, maar die aarde deurdrenk en plante laat voortbring, dit laat ons spruit, en so saad gee vir die saaier en voedsel vir die wat eet. Net so sal my woord wees, wat uit my mond uitgaan. Dit sal nie vrugteloos na my terugkeer nie, maar doen wat ek wil hê, en die doel bereik, waarvoor ek dit gestuur het. Want U woord, o God, is inderdaad lewend en kragtig, en skerper as enige tweesnydende swaard. Dit dring deur tot by die raakpunt tussen ons siel en ons gees, tussen gewrig en murg, en beoordeel ons hart, en die voornemens van ons hart en die gedagtes. Ja, niks wat geskape is vir U verborgen nie, maar alles is oop en bloot voor U oë, en teenoor U moet ons verantwoord. Laat U woord dan ook vanoggend tot diep in ons harte indring, en die saad op vrugbare grond saai, sodat U Gees dit kan laat ontkiem en ons vir U kan vrug dra. Ons pleit dit, Here, in die naam van Jesus Christus, ons Verlosser. Amen. Goed, die skriflesing dan Prediker hoofstuk 3, vers 1 tot 13, as die Bybels kan jy maar oopmaak, daar is die 53, daar is die 83, daar is die 20, hulle is maar naaste by dieselfde, hier en daar 'n woordjie wat verskil, nie daaroor bekommerd wees nie. Vir alles is daar 'n vasgestelde tyd. Daar is 'n tyd vir elke saak onder die hemel. 'n Tyd om geboorte te gee en 'n tyd om te sterf. 'n Tyd om te plant en 'n tyd om uit te trek wat geplant is. 'n Tyd om 'n lewe te neem en 'n tyd om te genees. 'n Tyd om af te breek en 'n tyd om weer op te bou. 'n Tyd om te huil, ook 'n tyd om te lag. 'n Tyd om te rou en 'n tyd om te dans van blydskap. 'n Tyd om klippe weg te gooi en 'n tyd om klippe bymekaar te maak. 'n Tyd om te omhels en 'n tyd om ver te wees van omhelsing. 'n Tyd om te soek en 'n tyd om te laat wegraak. 'n Tyd om te bewaar en 'n tyd om weg te gooi. 'n Tyd om te skeur en 'n tyd om toe te werk. 'n Tyd om stil te bly en 'n tyd om te praat. 'n Tyd om lief te hê en 'n tyd om te haat. 'n Tyd van oorlog en 'n tyd van vrede. Watter voordeel het die een wat werk van dit waarby hy hom afsoof? Ek het die taak gesien wat God aan mense gegee het om hulle mee te belas. Alles het hy mooi gemaak op sy tyd. Hy het ook die besef van die ewigheid, die onbepaalde tyd in hulle harte gegee. Sonder dat die mens enigsins die werk wat God van begin tot einde doen, kan pyl. Ek het besef dat daar tussen hulle niks beter is nie, as om vreugde te ervaar en die goeie te geniet in die lewe. Ja, elke mens dat hy eet en drink en die goeie geniet by al sy inspanning. Dit is 'n gawe van God. Tot sover die woord van die Here, gelukkig is hulle wat dit hoor en daaraan vashou. Ja, die Prediker begin hoofstuk 3 van sy boek. So, vir alles is daar 'n vasgestelde tyd. Daar is 'n tyd vir elke saak onder die hemel. En in hoofstuk 8 vers 6 herhaal hy dit as hy sê, ja, vir elke saak is daar 'n tyd
en 'n beslissing. Daarmee wil die prediker baie duidelik vir ons sê dat ons hele lewe gans en al bepaal word deur tyd. En dan bedoel hy nie oorlosietyd nie. Hy bedoel tydsgebeure, tydsgeleenthede. Engels sou sê events. In verse 2 tot 8 noem hy 28 sulke tydsgebeure op en daarby kom ek net naby. Wat hy met hierdie 28 tydsgebeure wil sê is dat ons moet besef dat vandat ons gebore word tot die oomblik dat ons sterf, beweeg ons, leef ons en is ons eintlik vasgevang in die ritme van tyd. En as die prediker nou begin en hy sê daar's 'n tyd om gebore te word en 'n tyd om te sterwe, dan trek hy ons daarmee die buitelyne van ons hele lewe nie waar. Ons totale ganse lewe word daarmee ingesluit. Ons lewe met alles wat ons doen en sê en met alles wat met ons gebeur in die wêreld of in die lewe, val binne die grense van ons geboorte en van ons sterwe. Ons lewe beweeg met wisselende tydsritme van die wieg tot by die graf. Hierdie 28 goed wat hy hier noem, is 'n bietjie te mekaar, as mense dit nou gaan lees. So ek het gegaan en ek het hulle gegroepeer in die groepe wat by mekaar hoort. En ek het hulle ingedeel in 5 groepe, wat ons tydsgebeur, ons tydsgeleenthede 'n bietjie vir ons weer makliker maak. Daarmee word ons lewensloop en ons lewenservarings gekenmerk en afgemeet. Maar dat ek eers weer begin by die eerste 2. Ons geboorte en ons sterwe. So begin en so eindig elke mens se lewe. Vir party mense is dit 'n baie kort tyd. Vir party mense is dit 'n baie langer tyd. Vir sommiges oorval die dood hulle reeds in hulle kinderjare na die jeugjare. Skiet dit 'n bietjie bedroef raak, maar dit is maar mense wat jy ken wat dit mee gebeur het. Ander sterk die jare lank voor hulle uit en hulle bereik selfs die ouderdom van 90 tot 100 jaar en dit is die misterie van die lewe wat u en ek nie kan verstaan. Hoekom moet baie mense skaars in die lewe kom en hulle sterf? Hoekom moet ander mense tot by 100 gaan? Die prediker gaan iets daaroor sê net en ons sal daarby kom. Maar in elk geval wat die ander 26 nou betref, het ek dit ingedeel in die volgende groepe. Dit praat van ons aktiwiteite, van ons emosies, van ons verhoudinge, van ons besittings en van ons woorde. So kom ons kyk 'n bietjie daarna. Daar is 6 dinge wat te doen het met ons menslike aktiwiteite. Hy sê daar kom 'n tyd wanneer jy plant, 'n tyd wat die boer die plante nou weer uithaal. Wie ook al daarmee werk. Daar's 'n tyd wat mense afbreek en daar's 'n tyd wat mense weer opbou. Daar's 'n tyd wanneer hulle klippe mekaar maak en dan is daar 'n tyd wat jy die klippe weggooi. Dan is daar 4 dinge wat hy doen wat eintlik by ons emosies pas. Daar is 'n tyd wat ons huil en dan kom daar 'n tyd wat ons lag. 'n Tyd om te treur en 'n tyd om van blydskap te dans. Verder is daar 8 dinge wat te doen het met ons verhoudinge onder mekaar. Hy sê daar's 'n tyd wat ons mekaar omhels, daar's 'n tyd wat ons wegbly van omhelsing. 'n Tyd wanneer ons liefhet, maar ook 'n tyd wanneer ons haat. 'n Tyd om 'n lewe te neem, maar ook 'n tyd om 'n lewe te genees. Daar's 'n tyd vir oorlog en daar's 'n tyd vir vrede. Van ons besittings noem hy 6 dinge. Daar's 'n tyd om te soek en daar's 'n tyd om te laat wegraak. 'n Tyd om te bewaar en 'n tyd om weg te gooi. 'n Tyd om te skeur en 'n tyd om toe te werk. En dan kom hy ook by ons woorde. En hy weet dit net goed, daar's 'n tyd wat mense moet stil bly, en daar's 'n tyd om te praat. Nou so sê die prediker, het God al hierdie dinge mooi gemaak om in hulle tyd in te pas, om ons lewe te kenmerk en ons lewe af te meet. Dis vasgestelde, bepaalde tydsgebeure. Ons kan nie veel daaraan doen. Jy gaan gebore word, jy gaan sterf en tussenin gaan al die goed met jou gebeur, jou aktiwiteite, jou emosies, jou verhoudinge, jou besittings, jou woorde, alles is ter sprake. Goed, dit is wat betref daai lysie wat hy maak.
Nou wil ek graag dat ek vir julle 3 gevolgtrekkings daar uittrek oor hierdie 13 verse wat ek gelees het. Vat nou al 13 verse. Die eerste gevolgtrekking wat ek wil maak is dat in die oë van die prediker is daar geen plek vir die noodlot. Die prediker is baie duidelik daarin gestel dat God bepaal die tyd van elke saak. Niks val buite sy alwyse raadsbeplanning nie. Nie die wêreldleiers nie, nie die maghebbers van hierdie lewe nie, maar God is in beheer van sy skepping. En God is in beheer van u en my lewenstye, nie die wêreld, nie die maghebbers nie, nie die wêreldleiers nie, niks nie. Ons ken mos daai mooi liedjie wat sê, he's got the whole world in his hands. En in die lig hiervan, as ons dit weet, dan is dit vir ons nodig as gelowiges om te glo dat daar ons betekenis en doel in ons lewe is. Dat ons nie sal twyfel en sal onsekerheid hê dat die wêreld en dat ons lewe losgeruk is uit God se hand en dat God maar net moet kragteloos toe kyk wat gebeur op aarde nie. Nee, ons lewe en die wêreld is nie soos 'n tolbos wat voor die wind maar net hardloop en nie weet waarheen gaan dit eindig nie. God weet presies waar dit gaan eindig. Ek weet, mense, dit lyk mos nie altyd vir ons asof God werklik in beheer is nie. Vir my is die wêreld baie keer 'n rommelhoop van gebroke lewens, van afgryslike gebeure, van geweld en misdaad, van doodslag, van immoraliteit, wat ons elke dag in die gesig staar. Ons is almal bewus daarvan. Maar die gelowige mag nooit in sy of haar moeilike tye vertwyfelend of verwyd en vra, waar is God? Hy bely altyd en sy bely altyd, Here, my tye is in u hand. En soos Job gesê het, ek weet, wat ook al mense sê, ek weet, my verlosser leef. God is nie afwesig nie. God is nie self dood soos wat die wêreld soms vir jou wil sê hy is nie. Waar is hy? Hy leef. En die prediker sê, niks is vir sy oë verborgen nie. Hy sien alles, hy weet van alles. En u en my lewe is in sy alwyse raadsplan vasgelê. En dit moet vir ons as gelowiges geweldige troos gee in ons goeie tye, maar ook in ons slegte tye. Dit bring my by die tweede gevolgtrekking. Ons lewe, volgens predikers, jy moet mooi onthou ons het gelees het, positief en negatief. Ons lewe het 'n skadukant en 'n ligkant. Ons het 'n positiewe ding en ons het 'n negatiewe ding in ons lewe. Die prediker wil sê ons lewe is nie 'n gelykpad nie. Daar's afdraandes en daar's opdraandes. Om nou maar die twee uiters te neem, 'n kind word gebore en daar's vreugdetyd in daardie gesin se lewe. En iemand sterf in 'n gesin en daar's donker tye in hulle lewe. En so gebeur dit patroonmatig in ons lewe, is dit nie? Baie keer kan ons lag en bly wees en vrolik wees, amper dans van blydskap. Ander kere gebeur daar goed en ons is hartseer en ons moet huil. Soms is daar hoop in ons harte, blye verwagting. Ons sien iets na uit na iets, ons beplan dinge. En ander kere dan gebeur dit net. Dan is daar 'n hoopverwagting wat net plat val. Daar's nie lig voor om ons nie. Ons weet nie mooi waarheen moet ek nou gaan nie. Partymal is daar drome. Hoeveel keer droom ons nie? En dan baie keer het ons die ervaring van vreugde dat ons drome word 'n werklikheid. En dan kom daar verydeling van ons drome. Alles val plat op ons. En ons is daarop moed verloor se vlaktes. Iemand het een keer van hierdie wisselende patroon van ons lewe gesê, dit is God se ja en God se nee. Kom ek illustreer dit gou met 3 figure uit die Bybel. Dis bekende figure. Kom ons kyk na Moses.
sit reg, kan jy my nog hoor? Skiet ek na myself hier onderbreek, maar dit is goed. Ek net my draadjies hierso wegkry. Ek wil vir julle eers na Moses, kom ons kyk eers na Moses. Hebreërs sê hy was God se getroue diensknegt gewees. Hy het met soveel getrouheid en geduld die volk vir 40 jaar uit Egipte gelei, tot by die beloofde land. En dan kom God en hy wys vir hom, Moses, kyk hom mooi. Dit is die land wat ek beloof het aan jou en aan jou nageslag. Ek gaan dit vir hulle gee. Ek het jou hier gebring om te sien, maar jy sal nie ingaan nie. En op God se bevel sterf Moses aan 'n treetjie van die beloofde land. En dan Paulus, tweede figuur. Daar is vir my 'n doring in die vlees gegee, en ek het die Here 3 maal gesmeek. Vat dit asseblief van my al weg. Nee, sê die Here vir hom. My genade is vir jou genoeg. Gaan aan. En daar is Jesus, wat as die seun van God bedroef tot die dood toe, met sweetdruppels soos bloed van angs bid, Here, Vader, Abba, vir U is mos alles moontlik. Vat hierdie beker van my af weg. Maar God doen dit nie. Hy verlaat homself aan die kruis. Soos met Moses, broers en susters, gee God nie altyd toe aan jou hartsbegeer nie. Soos met Paulus, neem hy nie altyd daai doring uit jou vlees uit weg nie. Hy laat hom dra. Hy laat jou bly daarmee. En soos met Jesus, gee God nie altyd dit waarvoor jy altyd bid nie. Ons voel baie keer asof ons gebede mos hier vasstaan teen die wolke. Asof God nie hoor nie. Wil hy nie hoor wat ek nodig het nie, wat ek wil hê nie. En dan kom daai gesang in ons oor op, in ons harte op. Voel jy soms dat die Here te ver is? Dan voel jy soms dat die Here te ver is. Dink jy soms dat God afwesig is in jou lewe? Maar dis juist hier waar ons na Petrus toe kan gaan. Petrus sê, as jy die donker kant van die lewe ervaar, dink net daaraan dat God toets jou geloof. Jou geloof is vir God baie kosbaarder as goud. En goud moet getoets word in die vuur. En so moet julle geloof ook getoets word, sodat jou geloof die dag as hy kom, lof en eer waardig sal wees. Dink jy God toets jou geloof as dit met jou goed gaan? Hoekom? Hy sal nie doen nie. Wat hy dan van jou vra is dankbaarheid. As dit met my goed gaan, dank God. Maar God toets jou geloof in die vuur van beproewing, soos wat met goud gebeur. Ja, selfs ons donker tye lê nie buite God se raadsplan nie en sy doel met jou lewe nie. Wat skryf Paulus? Hy sê, ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir hulle wat hom liefhet. Dis sy kinders. Vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Die wat hy geroep het na sy koninkryk. Hy sal ons nie los nie. Voel jy soms dat God te ver is? Dink jy God is afwesig in jou lewe? Dink jy weer aan Moses? Net voor die belofte land sterf hy. Maar God stuur hom na die berg van verheerliking om aan Jesus te verskyn en om moed in te praat voor sy lyding. Wat 'n ongelooflike voorreg. Dink aan Paulus. Met daai doring in die vlees word hy die grootste apostel van Jesus Christus. Hy wen 'n hele heidense wêreld vir God. En aan die einde van sy lewe kon hy nog sê, ek het die wedloop voltooi, ek het die geloof behou, ek het die stryd gestry, en daar wag vir my oorwinningskruis, saam met daai doring in die vlees. God het dit nooit van hom af weggevat nie. Hy moes dit doen met daardie, wat dit ook al mag wees in sy lewe. En dink aan Jesus, na sy lyding en sterwe, verlos God hom van die smarte van sy dood, en hy verhef hom en verheerlik hom tot die hoogste plek in die hemel. En voor hom sal elke knie nog moet buig eendag,
En voor hom sal elke tong nog moet bely. Hy is die Here. God is nie afwesig nie. God sluimer en slaap nie. Hy leef, hy is in beheer, jou tye is in sy hand. Hy weet van jou hartsbegeertes, hy weet van die doring in jou vlees, hy weet van jou gebede, maar hy is God, en hy weet presies hoe, en wanneer, en waarheen hy met jou op pad is. Daar is 'n derde gevolgtrekking, en hier kom ek nou by die misterie van die lewe. En dit is daarmee dat prediker sê, ons kan God nie begryp nie. Ons kan God nie begryp nie. Tog kan die mens die werk van God van begin tot einde nie pyl nie. Die mens is nie in staat om die werk van wat onder die son gedoen word te ontrafel nie. Ontrafel beteken verstaan nie. Hoe die mens hom ook al vermoei met soek, hy sal dit nie ontrafel nie. Selfs al gee die wyses voor hy dit weet hulle dit, maar hy sal dit nie kan ontrafel nie. 3-4 maal hy sê prediker dieselfde ding vir ons. Ons sal God nie kan begryp nie. Jy kan see toe stap met 'n beker en dink jy kan hom leeg skep. Net so min gaan jy God verstaan. En daarom het seker almal van ons al in die lewe vrae gehad sonder antwoorde. Omdat ons nie weet hoe God altyd werk nie. Waarheen hy gaan nie. Ja, my planne is nie julle planne nie. My paai is nie julle paai. Soos wat die hemel hoër is die aarde, soos my paai hoër is julle paai en my planne hoër as julle planne, sê God. Paulus sê o diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God. Hoe ondeurgrondelik is sy oordeele, hoe onnaspeurlik is sy weë. Want wie het die gedagte van God geken? Wie het by God kom staan en vir hom raadsman gewees? Hoe onnaspeurlik is sy weë. Dit het iemand een keer so oor God laat skryf. Ek lees dit maar vir u stadig. Hy sê, ek tel soms die spoor op, Here, die spoor op, soos u deur die wêreld beweeg. En probeer die rigting daarvan volg, maar te vinnig, beweeg u voor my uit. Maar ek weet, u paai soms vir my krom, vol draaie, is nogtans die reguit paai van u wysheid, wat u lank voor ons tyd al bedink het. Goed, wat maak ons nou? Wat maak ons nou? As God se dade bokant ons begrip is, dan is dit tog seker noodsaaklik en belangrik dat ons mekaar vra, wat maak ons nou as God se ja na ons toe kom, maar ook as God se nee na ons toe kom? Wat maak ons veral as God vir ons nee sê? Hoe gaan ons lewe verder beplan? Wat moet ons maak? As dinge wat ons uitwerk en beplan en hoop en verwag en selfs voor gebid het, nie uitwerk, wat maak ons? Gee ons God prys? Die prediker gee ons 2 antwoorde. Die een is 'n maklike antwoord, die ander is 'n baie moeilike antwoord. Eerstens sê hy, geniet julle lewe. Geniet julle lewe. Ek het besef dat daar niks beters is nie as om vreugde te ervaar en die goeie te geniet in die lewe. Ja, elke mens dat hy eet en drink en die goeie geniet by al sy inspanning. Daar is niks beters vir die mens dat hy eet en drink en sy keel laat geniet wat goed is vir sy inspanning. Geniet die lewe. Dis wat God sê. 'n Mens sal dit egter verkeerd kon verstaan. 'n Mens sou kan dink dat omdat ons lewe deur God bepaal word en ons dit nie kan begryp nie, kom dat ons eet en drink en vrolik wees want môre sterf ons. Nee, dit sou totaal onverantwoordelik wees van mense wat God se kinders is. Die prediker bedoel net eenvoudig daar, dat God het dit ook so bepaal, dat jy uit die vrug van jou arbeid jou lewe kan geniet. Dat jy die beste kan maak van 'n moeitevolle lewe, met die goeie wat hy as 'n gawe vir ons gee. Nou Paulus skryf aan die Korintiërs, en hy sê, ek hoor julle sê, alles is my geoorloof.
Hy sê, maar alles is nie heilsaam, of nuttig, of opbouend nie. As lafenis vir ons woestyntye, en as sal vir ons hartseertye, gee God vir ons die gawes van die lewe. En hy wil hê ons moet dit geniet, maar altyd net binne God se grense van goedheid. Paulus sê vir dieselfde Korintiërs, of julle dan eet, en of julle drink, of wat julle ook al doen dit tot eer van God. Doen dit tot eer van God. Sê die prediker, kom ons geniet ons lewe, mense, ons kan ons lewe geniet vir die swaar wat daar is, vir die moeite wat daar is, vir die rou wat daar is, vir die huil wat daar is, die hartseer en die dinge wat nie werk nie. Geniet nog jou lewe. Maar doen dit altyd met die goeie van God. Nooit met die goeie of die slegte van die wêreld. Want dit doen ongelukkig te veel mense. Hulle gryp die slegte uit die wêreld en geniet daarmee hulle lewe. Dit moet andersom wees. Goed, nou kom ek by die moeiliker antwoord wat prediker gee. Hy sê, God het ook die besef van die ewigheid, die onbepaalde tyd in mense se harte gegee. So ons tyd is vasgestel, né? Dit is bepaal. Ons word gebore en ons gaan sterf. Maar daar is ook 'n onbepaalde tyd. Dit is God se tyd. Dit is God se tydlose tyd. Dit is God se ewigheid. En God het dit vir die mense besef daarvan gegee. God het vir ons 'n aanvoeling gegee, daar is iets soos die ewigheid. Hy het dit in ons harte gelê, sê prediker. Ons kan dit nie weghaal nie. Selfs as jy ateïs is, weet jy, daar is iets wat kom. En daaraan moet ons as mense dink. As ons sin soek in ons lewe. As ons wil weet, het my lewe enige sin? Dit het. Want God het vir jou die gedagte van die ewigheid in jou hart gegee. Ons moet steeds daarin dink dat ons is nie bestem vir hierdie nou tyd. Ek praat van gelowiges. Maar in Christus is ons juis ook bestem vir die ewigheid. Paulus skryf een van die mooiste verse wat ek nog gelees het. In 'n hoofstuk 1 Korinte 15 wat gaan oor ons opstanding. Nou sê hy, indien ons hoop net vir hierdie lewe op Christus is ons die bejaardingswaardigste, die ellendigste van alle mense op hierdie planeet. As jy jou hoop stel net vir hierdie lewe op Christus, kyk wat jy in hierdie lewe uit hom kan kry, dan kan jy net sowel God vaarwel toe roep. Dan is ons die bejaardingswaardig van alle mense. Wat hy bedoel, is ons is nie bestem vir hierdie lewe nie. Ons is bestem vir die ewigheid. Nou Peter skryf ook vir ons, hy sê, ons word deur ons geloof en deur die krag van God bewaar vir daai verlossing wat gaan kom aan die einde van die tyd. Ons is in Christus in die eerste plek, nie burgers van Suid-Afrika nie. Ons is die eerste plek as gelowiges, burgers en erfgename van 'n hemelse koninkryk, van 'n hemelse land. Daarom kon Johannes in sy eerste brief skryf, dit is die getuienis wat ons vir julle het, dat God die ewigheid vir julle gegee het. En nou lees ek daardie WhatsApp status waarvan ek gepraat het. Ek dink ek gaan hom 2 maal lees. Baie mooi. En eendag sal my spore net weggeraak in die sand van ewigheid. En sal die bekende nie meer wees nie. Tog sal dit 'n tyd van vreugde wees, 'n tuiskoms, 'n tyd waaroor ek sal juig, omdat die wêreld nooit my tuiste was nie. Eendag sal my spore wegraak in die sand, maar van ewigheid. En sal die bekende hier nie meer wees nie. Tog sal dit vir my 'n tyd van vreugde wees. Dit gaan my tuiskoms wees. 'n Tyd waaroor ek gaan juig, want hierdie wêreld was nooit my tuiste nie. En so skryf die skrywer van Openbaring ook. Hy sê, God se ewige tyd van 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde wag vir ons. God se ewige tyd van geen trane en geen dood, geen rou, geen gehuil, geen pyn. God se ewige tyd van jy by God wees en God by jou wees,
want dan het jy tuis gekom. Want die dinge van vroeër, die dinge van die tyd, sal dan verby wees. Die bekende dinge sal nie meer daar wees nie. Al wat gaan oorbly is God se ewige vreugde tyd van 'n onbesmette, onverwelklike, onverganklike hemelse erfenis. Daarheen is hy met ons op pad. Daarvoor het hy ons bestem en daarvoor bewaar hy ons. Deur ons geloof en deur sy krag. Amen. Met kom ons bid saam. Ek lees vir u die gebed van Franciscus van Assisi. En hy bid dat die Here ons lewe so sal vorm na sy wil. Here, maak ons 'n instrument van u vrede. Waar daar haat is, laat ons liefde bring. Waar daar oortredings is, laat ons vergifnis skenk. Waar daar twyfel is, laat ons geloof bring. Waar daar wanhoop is, laat ons hoop gee. En waar daar duisternis is, laat ons u lig wees. Waar daar droefheid is, laat ons van vreugde jubel. O Heilige Meester, gee dat ons, in plaas daarvan om vertroosting te soek, eerder ander sal vertroos. In plaas daarvan om begrip te soek, eerder ander sal probeer verstaan. In plaas daarvan om liefde te soek, eerder ander sal bemin. Want dit is deur te gee dat ons ontvang, deur te vergewe dat ons vergewe word, en dit is deur te sterwe dat ons die ewige lewe beerwe. Amen.